vers 12. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Maak nie saak vandag wat jou pad kom nie, wat jou hulp vandaan kom, uit mense, geld of omstandighede nie, maar van die Here self. Hy is groter as enige uitdaging wat in gesig staan. Wanneer jy swak voel, as hy op jou sal hy daar wil wees. Wanneer jy onseker is, as hy jou vasterots. Maar die Here julle bedroefde familie sien. David, rest in peace, my friend. Dankie, broer Cedric. Een groet in die mooie naam van die Heer Jesus Christus. Dominee, jy is groet in die mooie naam. Kijk dat jy is groet. Beloof dan my familie, jy is groet in die mooie naam van die Heer Jesus Christus. Die Here wat was, wat is, en sal wees in alle ewigheid, die selfde Here. Waar daar was toe mama gegaan het, waar daar was toe papa gegaan het, en waar daar is toe David gaan. Dis die Here. En die Here wat die woord geslaan is, op sy tyd gelees. Maar as 'n boodskap aangaan in die dood van David. Die vorige spreker noem iets waar ek en David by mekaar was een aand. Dus ek nog in my ou lewe en dit is waar ek na die koortjie kom as jy dit glo. Ons speel troue en ons speel. Jy moet verstaan, ek is in 'n ander band en David breek die grens en David sê vandag gaan jy saam mee speel. En ek is saam met David daar weg en soos almal maar weet, wil mense weet maar, wat maak ek nou met die band? Maar David die grens gebreek. Ek is aan my oudste broers na 'n troue toe, ons gaan speel en het 'n bietjie laat geraak. En ons het begin eet en ek het jou net gevra, maar waar is David? Waar is David? En ek is af by die trappe, ons aan Pannie het so gesit. En my gevra, waar gaan jy ons geslaag is, want ek sê nie waar David is. En aan die onderkant van waar die persoon getrou het, was 'n dammetjie. En ek sal nooit vergeet, David het 'n kriebroek aangehad, 'n wit hemp en 'n bruin pullover. En ek soek aan David en ek hoor my iemand nie dammetjie man. En ek kom aangeswem met die gesang. Alles is moontlik as jy net glo. As jy diepste nood het in die Here geglo. As jy dit glo. Maar ek het vanaand 'n woord van bemoediging is waar Jesus praat met Joshua. Joshua 1 vers 9. Denzario, en dan gaan we daar vanaand duidelijk stilstaan met Denzario en zijn andere broer. Joshua noemt saam met Moses. Die beloofde land is hulle beloof. Maar Moses kan nie ingaan. 'n Tyd terug vraag vir hom, maar wat is jou grootste wens? As jy langs die pad gekry het, wil jy altyd vir my gou iets sê. En hy sê vir my grootste wens is dat ons eendag weer die champ sal wees as ons ons. En ek wil stilstaan met die gedeelte, dis dat broers van David, familie van David. David was baie lief vir ons broers. Ek het eendag gespot en sê, maar kom ons sommer oor, man, jy sal nou na by my. Die sê vir my, wil jy en mama moet kwaad wees vir my. 'n Man wie baie lief was as sy ma. Eendag wanneer ons gespot, die sê vir hom, jy gaan sien wat hulle jou sê vir my. Ek sê vandag vir jou, as mama nou hoor wat jy sê,
Want ek het hom gespot dat jy gaan nie solo speel nie. Jy wil mos oefen nie. As mama nou hoor wat jy sê, sal jy sien wat gaan gebeur. 'n Man wie staat gemaak het op mama. Joshua 1 vers 9. En die Here gee jou opdrag. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk en volmoed. Bedroefde familie moet nie bang wees nie. Want ek, deur jou God, sal oral by jou wees waar jy gaan. Miskien het ons gebarbareer laasweek, so omtrent half 12, toe ons Davie verloor, maar Here is met ons. Daar's 'n boodskap aangaan aan Davie se dood. Maar die familie miskien weet, is om nader aan mekaar te beweeg. Ek vra vir sy ouer broer is laasweek, hoe gaan dit met hom? Dan besef mense die liefde wat broers op mekaar het. En hy sê vir my met trane, ons het ons aan vir Davie verloor. My boodskap vanaand duidelik is, koester Davie se nalatenskap. Dit wat Davie is aan met Davie gedeel het, al die bekers wat hy saam gewen het. Davie is op 'n veilige plek. En soos almal weet, om Davie eendag te sien moet ons bekeer. As geen verlossing sonder bekering. Want waar Davie vandag is hy veilig. Davie het 'n geleentheid gehad moontlik om met die Here reg te maak. Omdat ek in die tyd en die uur nie ken nie. En ons regmaak om ons Here in vrede te ontmoet en die Here seën. Baie dankie, broers Abrams en Arendse. En ons glo met die hulp van die Here dat die woord wat hulle gespreek het, die familie se harte met tyd sal heel. Baie dankie. Ons gaan nog geleentheid gee vir die orkes om ons 'n lied te speel, dat ons gereed maak vir die jantjies om vir ons by die troostwoord te kom bedien.
Orkes met die belofte van die Here dat wanneer ons in hartseer gedompel is in 'n stryd is, dat ons stil bly en weet hy die Here is. Ons het ook geloof op die loop en dan ons hoor aan die dominee. Familie, vrienden. Al wat ik wil zeggen, net vragen aan Reine dat woord voor ons zal deel, dus voor ons zal die kring eendag vol is. Sal die kring nog eens weer vol wees, eenmaal weer, eenmaal weer. En die sabbes, die eenmaal worden, my Ik kom baie dank. Al wat ik vanavond wil zeggen, een familie niet teleurstellen of zeer maken met woorden, maar dat wat ik is een speaker gezegd met die woorden, mama, mama. Al wat ik en hij nog laatste maand terug gedeeld heb, dus toen ik kom van Koos af, en hij zei, mijn vriend, ons het alles het gehad in die leven. En automatisch moet alles gehad, daar heb ik kater, daar heb ik saai, loze kinderen, en het deel die woorden met elkaar. Al wat ik om zei, mijn vriend, die Here het ons nooit afgeskakel nie. Maar wat ons het ons die liefde vir mekaar. Al wat ek sê, familie of vriende, moenie laat ons vergeet waarvan ons kom nie. En lyk het vir jou hoe, soos die verlore seun vir sy pa gesê het, pa gee wat aan my behoort. Dit wat ek open met julle, met hierdie woorde is dat ons mekaar waardeer. Ons weet nie wanneer is het ons nie. En was ons ook so job op ons ouders op. Hy het ons alles verloor, maar God het ons nooit afgeskryf nie. En dit wat ek deel saam met David, ons kom op baie lang pad aan. As hy dit geuiter het, dan het hy gesê, mama. Hy het gesê, papa, of wat ook al nie. Papa het hom hard groot gemaak om sy loopbaan klaar te loop, waar hy moet loop. Die voetspore vir sy seunskind, wat hy gesê het, hy is baie lief vir hulle. En die een wat hy lief voor was sy suster. Daar wat hy gebly het, met die liefde is dat hy sy het omgegee. Sy en David was mama en papa se kind. Maak nie saak wat het kom op sy lewe nie, dan het hy altyd gedeel met die woorde mama, mama. Nou dit wat ek probeer sê is dat mama en papa het gekyk die omstandighede, my kind. Hy is alleen kind, nou wat weer is van hom koning en hom sampie. Met die feit is hoekom die Here kon al die mooiste bloem wat hy soek in die paradijs. Daar is nie meer pyn, daar is nie meer lyding nie, daar is nie meer vraag wat gevraag word, of op bystap of wat ook al nie. Maar hy het altyd vir my gesê, my broer, ek en jy is chomies. En ons sal chomies bly, totdat die Here my ook eendag sal kom aan. Maar al wat ek sê, die Here het gesterf op die kruis van Golgotha, deur ek en u sonde. Soos ons hier sit vandaan, is ons allemaal voorsonde, maar die Here het ook nooit hooggestel nie. Die Here het sy hande aan beide kante. Hy het nie gesê ek is 'n kaptein of ek is 'n kolonel of ek is 'n regering, maar hy het gesê ek soek jou in die paradijs waar almal gelukkig sal wees op die lewe wat ek vir jou 'n nuwe pad en 'n nuwe Jerusalem voorberei. Baie dankie meneer Louis. Ons het oor die dominee gepraat.
geliefdes in Jesus Christus, bedrukte familie, hartlike goeienaand aan die elkeen. Baie dankie aan die familie vir die voorreg wat ek het vanaand, om dan ook by hierdie geleentheid 'n paar woorde van die woord van die Here ook saam met ons vanaand te kan deel. Nou, ek het nie regtig vir Davy baie goed geken nie, maar wat ek ons mekaar al ewig gesien het, of ons pad gewoonlik om aan gekruis het, was op 'n Woensdag. Nou, op 'n Woensdag het ons hier by die kerk 'n sopkombuis waar ons gewoonlik ons nou maar kos gee en mense op so 'n mate probeer bedien. Maar toe ons besluit, maar ons kan nie net vir mense kos gee en dan stuur ons hulle weg van die kerk af nie. En toe ons nou begin om 'n bidtier saam met die kos te bedien. En een van die eerste mense wat ons bedien het, daai tyd wat saam met die kerkmense in die kerk was hierdie man in die rolstoel gewees. En dit was vir ons 'n besonderse voorreg om ook op so 'n mate vir hom te kon bedien, Woensdag na Woensdag. En daarom wil ek vanaand miskien juist nie met die troosdiens praat oor Davy nie, maar spesifiek vanaand die familie troos van die woord van die Here. Ek lees graag 'n paar gedagtes uit Psalm 23 vanaf verse 1 tot en met verse 6 wat sê: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is en hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met haar heerlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank bybly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lente van dae. Vriende, as ek vanaand miskien met ons aan die hand van ons voorgelese teks kan praat, wil ek miskien vanaand vir ons hierdie vraag vra: wat is ons troos in lewe en in sterwe? Wat is die troos wat ons het in lewe en in dood? Wanneer ons broers en susters met mekaar vanaand eerlik saam kan stem, het ons gewoonlik net die versekering van troos hier op aarde waar ons lewe. Ons troos onsself telkens met die bankbalans wat ons het in ons lewe. Ons troos onsself met die stabiliteit van ons wonings, ons huise en waar ons hoofde neersit. Ons troos onsself telkens met ons kinders en die toekoms wat vir hulle uitlê, en dan sê ons vir onsself, dit gaan vir ons familie ook goed uitdraai. Ja, alhoewel hierdie dinge ons troos in die lewe is die vraag, is hierdie selfde dinge ook die troos in sterwe? En al hierdie dinge wat ek reg genoem het, die bankbalans waar ons so baie troos vind, die toekoms van ons kinders wat moontlik ons familie sal verander, die gemak wat ons het van ons eie wonings, al hierdie dinge is maar net tydelike troos wat net hier op aarde vir ons gemak kan bied. Vraag bly dan, wat is die troos in lewe en in sterwe? Die Heidelbergse katekisme wat ons as gereformeerdes in glo antwoord as te ware hierdie vraag, wanneer hulle sê die troos in lewe en in sterwe is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my verlosser. Troos wat ons het is dat ons nie ons eie lewe in ons hande het nie, maar dat ons lewe aan Christus behoort. En daarom hervat hierdie woorde pragtig
wanneer hy dit skryf hier in Psalm 23, is as te ware asof Dawid ook worstel met hierdie vraag: wat is die troos van die mens in lewe en in dood? Antwoord Dawid met hierdie 3 gedagtes uit Psalm 23. Eerste troos wat Dawid van ons sê in lewe en in sterwe is dat God ons herder is. Luister, hoe begin Dawid hierdie Psalm, wanneer hy Psalm 23 skryf? Hy sê, die Here is my herder. Dawid skryf nie hierdeur te sê, die Here is 'n herder nie. Nee, hy personifieer hierdie herder deur te sê, God is my herder. Hy sê net 'n herder daar buitekant wie geen kudde het nie. Nee, hy eien my aan hom toe. Dis kan ek ook hom as herder aan my toe eien deur te sê, hy is my herder. En dis die troos wat ons het in lewe, maar dis ook die troos wat ons het in dood. Want sien, liewe vriende, die dood kan nie hierdie realiteit van God as herder van ons af wegneem nie. Paulus skryf dit in Romeine 8, wanneer hy sê, Christus het vir ons gesterwe, dat ons nie meer vir onsself hoef te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here, want ons behoort aan die Here. Bedroefde familie, wat 'n wonderlike troos moet dit nie vanaand vir ons wees nie, dat ja, as ons nou lewe en op ons sterwe, ons behoort aan God. Ons lewe is in sy hande, hy het ons geskape, hy het ons gemaak en ons is sy eiendom. Ons hoort nie aan ons self nie. Ons hoort aan hom wie vir ons geskape het. En omdat hy ons geskape het, ken hy elkeen van ons lewe. En Dawid sê, dit is ons troos, dat ons aan God behoort. Selfs al sterwe ons, hoort ons aan die Here. Vraag is hierdie realiteit ook waar van u lewe? Kan u ook, soos Dawid, hierdie selfde troos ekko in die samelewing, dat ek hoort aan God, want hy is my herder. En omdat hy ons herder is, sê Dawid, sorg hy vir ons. Sien hy om na ons, hy vertroetel ons, hy vertroos ons en hy beweeg saam met ons. Hy laat my rus in groen velde. Hy bring my by water waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag en hy lei my op die regte paaie, want ek wandel nie sonder iemand, sonder toets nie. Ek wandel nie as iemand wat geen rigting het nie. Nee, ek wandel in die skaduwee van die herder aan wie ek behoort. Daardie het dit geweet. Dis hoekom hy elke Woensdag in die huis van die Here was. Want hy het geweet, in sy lewe hoort hy nie aan homself nie. Wat sy toestand ook al mag wees, sy afhanklikheid was nie van mens nie, maar aan hierdie Skepper, hierdie herder, aan wie hy gehoord het. En dan gaan die Psalm verder. Psalm antwoord dan weer vir ons te sê, ons troos in lewe en in dood is nie net dat ons vir God het as 'n herder en aan hom behoort nie. Nee, ons troos in lewe en dood is dat Christus saam met ons deur die dood gaan. Luister, wat sê vers 4 van Psalm 23? Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Die ou 1:53 vertaling sê, selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, hoef ek nie te vrees nie, want U stok en U staf, die vertroos my. Troos wat ons het in lewe en in dood, is omdat ons aan God behoort. Het ons nie nodig om die dood te vrees nie, het ons nie nodig om die dood weg te wens nie,
want selfs in die dood is Christus saam met ons. Luister, wat skryf hy in Johannes 11 en vers 25? Hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, aan het hy ook gesterwe, want Christus Jesus het die dood vir ons oorwin, hy het die dood 'n ander beeld vir ons kom gee, deurdat hy vir ons herenig saam met ons skepper. Dus verloor ons nie ons lewe wanneer ons sterwe nie. Dis nie die einde van die pad vir ons wanneer ons die aarde vaarwel of totsiens sê nie. Nee, selfs in die alleenheid van die dood het ons hier die troos dat Christus saam met ons lewe. Want as ons in hom sterwe, sal ons weer lewe. En dit is ons troos, dat haar lewe selfs na die donker van die dood is. Daarom kon Dawid met soveel gemak, daarom kon Dawid met soveel selfversekerheid hierdie woorde uitspreek, maar ook saam met ons deel, dat al is die dag van die dood, ook hoe donker, al is die pyn, ook hoe seer, het ons hierdie troos, dat Christus saam met ons in die dood wandel. Wanneer die pad vir ons donker word en dit voel asof die doodskadu ons oorweldig, weet ons dat God naby ons is. Psalm 34 en vers 19 getuig hiervan, wanneer Dawid weer skryf en sê, God is naby die gebroke van harte is. Bedroefde familie, en as hierdie nie nog vir u meer troos is nie, dan skryf Jesus dit self in Matteus 5 en vers 4, wanneer hy sê, geseën is die treur, want hulle sal vertroos word. Wat 'n wonderlike troos moet dit nie vir ons wees nie, dat die dood nie vir ons 'n eensame pad is nie, dat die dood nie net vir ons 'n donker vallei is nie, nee, maar dat die dood ook vir ons troos is van Christus wat naby ons is, troos is dat God ons omarm, troos is dat God ons selfs in die donkerte van die dood ook dra. Enigste troos wat ons het in lewe en in dood is dat ons aan Christus behoort. Enigste troos wat ons in lewe en in dood het, is dat Christus saam met ons in die dood wandel. En laastens, enigste troos wat ons het in lewe en in die dood, is dat die Here vir ons by 'n veilige tuiste aanbring. Luister hoe aansluit Dawid hierdie Psalm af in Psalm 23 vers 5 en 6, wanneer hy sê, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met haar heerlikheid. Die goedheid en die liefde sal my lewe lank bybly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here. En dit is die wonderlikste troos wat die dood vir ons kan gee, is dat dit ons veilig aan tuis bring by God die Vader, waar ons sy gas is en hy vir ons met sy teenwoordigheid toedien. Jesus verseker vir ons van hierdie selfde tuiste, hierdie selfde troos van God se teenwoordigheid, wanneer hy sê aan sy disippels, wie ook bedroef is, in Johannes 14 en vers 2, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, en as ek die plek voorberei, kom ek terug en sal na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is, om wat te ervaar, om soos 'n eregas bedien te mag word. Grootste troos wat die dood vir ons kan gee en wat die gelowige na toe kan uitsien, is dat wanneer ons sterwe, sit ons by die feesmaal van die Vader aan. En ja, terwyl ons op aarde swaar gekry het, terwyl ons op die aarde gebrek gelei het, terwyl ons op die aarde moeilike uitdagings
het ons die voorreg om in die hemel 'n gas van God te wees, waar hy vir ons self bedien. En wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike troos moet dit nie vir ons wees om te mag weet, as ons sterwe in Christus Jesus nie, word ons deur God self in die hiernamaals bedien. Dis nie mense wat na ons omsien nie. Daar's nie versorgers wat aangestel word om na ons te kyk nie. Nee, Dawid sê, U ontvang my soos 'n eregas. U berei 'n feesmaal vir my voor en U laat toe dat my teestanders sien hoe dit met my goed gaan. Troos bedroefde familie, wat ons in lewe en in dood het, is dat ons nie aan onsself behoort nie. Ons nie op ons eie krag steun en uit ons eie vermoë lewe nie. Troos wat ons het in lewe en in dood, is dat ons aan God behoort. Ons is sy eiendom, ons is sy skepsels, en eers die dood kan dit van ons verander nie. Maar selfs al word ons oorweldig deur die dood, het ons die troos dat ons nie alleen deur die dood gaan nie, want Christus is saam met ons. Hy het reeds die dood vir ons oorwin. Hy het reeds in ons plek die dood gesterf, sodat ons nie vir altyd ons lewe hoef te verloor nie, maar die ewige lewe saam met hom mag beërwe. En so deel mag hê aan die feesmaal van die Vader. Vraag wat ons onsself vanaand af moet vra is hierdie ook ons troos in lewe en in dood. Kan ons ook met selfversekering sê dat ons behoort aan God die Vader. Ons in alles wat ons is, liggaam en siel, ons behoort aan die Here. En wanneer ons aan hom behoort sê Mattheus, sal ons nooit ons lewe verloor nie. Mag God ons deur sy Gees daartoe help, dat ons nie vir onsself hier op aarde lewe nie, maar vir hom wat in ons plek gesterf het, maar ook die vir ons opgewek is, sodat ons ewige lewe as troos mag verkry. Amen. Here, ons dankie vir die besondere wyse waarop U vanaand ook vanuit die woord ons ontmoet. Gebed van ons hart is dat die naprediker van hierdie onfeilbare woord Here vanaand ook mag wees. En wanneer ons vanaand weer wegstap, ons hierdie versekering en hierdie troos mag hê, ongeag hoe donker die vallei, ongeag hoe diep hemelse word en Vader, die dood ook mag tyd en wees, ons nie alleen daarin is nie. Maar Here, U stap elke tree saam met ons. Stap dan ook so verder, Here, met hierdie Cookson familie, as ons dit doen, in afhanklikheid. Amen. Ons sê baie dankie vir die jantjies vir die troostwoord, dat ons as gebroederde familie, die gemeenskap in Robertson, altyd moet onthou dat die Here ons herder is. Al kom ons in probleme, hartseer stryde, dat die Here ons herder sal bly en dat die Here altyd daar vir ons sal wees. Maak nie saak wat die toestand van jou lewe is nie. Dat ons lewe aan die Here moet gee en alles sal vir ons mee uitwerk. Baie dankie dominee. Ons gaan die lied sing as jy dit glo en dan gaan ons die lied vir Broer Ernest Cookson om die bedankings te doen.
alles goed zijn familie aan het leven. Maar ons tot zien zeer partij. En ja, maar afmaken met ons afgelopen. En de naam is dus wie. Maar al die lopen niet hier om de hemelse vader toe. Partij is er hier. David was voor 10 jaar. Dus ik kon niet zeggen van David aan als ik vertelde. David was voor 10 jaar was David ons baba broodje geweest. David was voor 10 jaar ons baba broodje. En skielik besluit mama en papa maar ons is te min. En hulle gaan nog so 'n babietjie haal. En toe kom David mos voor die. Maar daarvoor was David baie teleurgesteld geweest. Ek was in die babietjie geweest en hoe kan hy nou die babietjie? En David was by jare kwaad vir David geweest daaroor. Omdat hy nou sy voetspore as babietjie onneem. Maar daarvoor maar op sy laaste dag van sy sterwe, hy Sondag aand, was sy laaste woorde uit. Wat hy vir David wil gesê het, weet ons nie. Maar net die Here weet wat hy wil gesê het. Aan my broers, my suster, ons is vandag in 'n rouw. En ek het dit gesê by David se dood is so maandagoggend 2:00. Ek en hy sit by mekaar as hy sê gewoon kinders was my woorde aan hulle gewees. En ek het stil staan na hulle. Ons moet mekaar lief. Ons moet mekaar vergewe as ons iets aan mekaar gedoen het. Ons moet vergewe. Die dood kom so skielik. Ek weet nie wanneer dit my beurt is of weet nie. Maar wat ek van naam kan sê, David is op die plek. Op hierdie plek gaan jy ons aanval. Ons word seer gemaak. Ek het jaloers gewees. Want hy is veilig in die Here se arms. Ons laaste woorde wat ek aan my vrou vir hom gegee het, was dieselfde. Wat al 23 wat hom nie gegee het. En ek is stil gestaan, dieselfde aan by sy laaste. Selfs al gaan jy hier donker dieptes mee kom. God is by jou. So ek heb 'n naam uit vertroosting gee doen. Hy het sy troosting. Ek wil namens ons as broers en susters en familie van ons lief. Die Here het spesifiek 10 dae gebruik om hulle weer te verenig. Spesifiek 10 dae. Hulle was op 'n tyd was hulle seker gewees. Maar die Here het spesifiek 10 dae gebruik. En daarvoor wil ek vir julle dankie sê. Hy het dit vrede gemaak. Esrin, Rika, en Xavier, Esri, Justin. Julle het 'n goeie pa. Nou David moes 'n gesegde gehad. As jy so by ek met vrou vir dat pa met vrou. David hoe gaan dit? Daar was David se woorde altyd bitter en soet my skoon suster. Bitter en soet. So ons gaan met daai woorde gaan ons huis toe, bitter en soet. En hy het altyd by ons bly. En almal wat vanaand gewys het, wat die laaste keer van ons as familie kom gewys het, baie dankie. Baie dankie. By die tyd wat hy gekomen het, saam met ons aan die troepie te wees. By die orkest van Dreger en Barman van Robertson, baie dankie dat julle opgeofferd om saam met ons te wees. Dominee Jantjies het 'n jaar van 8 maande op my ma se routines ook gehou. Abobe Erika Robertson ons. Dominee baie dankie. U saam met ons as familie pad loop. En dankie dat u altyd daar is vir ons. Kolonel David, baie dankie dat u ook vanaand hier is. Ek dink dis David as ek die missie. Baie dankie dat u regverdig as die polisie. Wat my sê dat julle is daar vir ons. Almal vertrou net op die Here. Nou David het iets gehad.